Ons praat vandag oor verhuurings en agterstallige huurgeld. Wat verwag 'n huurder of 'n verhuurder van ons af wanneer hulle nie hulle huurgeld van huurders kan inwin nie? Wat wil hulle hê moet ons vir hulle doen? Wat is die belangrikste waarna hulle moet kyk? Ek dink die belangrikste aandry is uit 'n verhuurder se oogpunt, veral daardie verhuurders wat beleggers is, wat onroerende eiendom het, wat hulle uitverhuur is, hulle wil huurgeld hê. Want baie van hulle het verbande en die verbande moet gediens word. So die eerste prioriteit vir 'n verhuurder dink ek is om huurgeld in te vorder. En dit is die taak van 'n prokureur wat huurinvordering op die regte manier doen. En die manier om dit te doen wat baie van die verhuuringsagente dalk nie weet nie, is om gebruik te maak van artikel 32 van die Landroshoewet, wat daarvoor voorsiening maak dat in gegeewe omstandighede 'n mens kan beslag lê op die bates van die huurder op die huurperseel. Ons verwys daar, of die reg verwys daarna as die verhuurder se hipoteek. Is nou 'n interessante woord, maar wat dit eenvoudig beteken is dat elke verhuurder het die eerste reg op die waarde van die goedere op die huurperseel. Wat die roerende goed nou. Die roerende goed, ja. Wat in daardie hipoteek ontstaan die oomblik wanneer die huurgeld agterstallig raak. En uit hoofde daarvan gebruik 'n mens dan artikel 32 van die Landroshoewet om binne 24 uur in meeste gevalle kan mens beslag lê op daardie goedere as sekuriteit vir die verhuurder se huurgeld, en dan weet die verhuurder darm minstens dat sy huurgeld gedek is en dat die regskoste ook gedek is, sodat dit hom nie meer gaan kos as wat hy uiteindelik gaan verhaal nie, want dit is aan die ander kant ook wat verhuurders pla, dat die regskoste gaan soveel wees dat hy nie eintlik ons nie vir hom iets gaan bereik nie. So, deur daardie proses maak ons seker dat dit ekonomies haalbaar is vir 'n verhuurder. Ja, en ons kan selfs in daai gevalle kan ons vir die hof vra dat hulle verwydering ook toestaan. Ja. So dan gaan ons sommer en ons gaan verwyder die meubels, die biljet stoor dit, totdat die hof uiteindelik 'n beslissing gemaak het oor die agterstallige. Dit is die oomblik as die meubels verwyder is, in baie gevalle vind ons dat 'n huurder wat se meubels verwyder is, veral televisiestelle wat verwyder word, het dan die effek dat die huurder kom onderhandel en betaal die agterstallige huurgeld, en dan is die proses suksesvol afgehandel. Ja, dit gebeur ook in baie gevalle wat ons kry, wat verhuurders ons kontak en dan hulle al klaar self stappe geneem, soos byvoorbeeld om die deure, die slotte te verander. Wat is die posisie daar? Ons verwys na die praktyk om slotte te verander, deure af te haal, al daardie tipe van praktyke om dit moeilik te maak vir 'n huurder, as die regs term daarvoor is spoliasie, wat eintlik eenvoudig beteken jy neem die reg in eie hande. Korrek, ja. Jy mag nie die reg in eie hande neem nie, so die huurder het dan die reg om dringend hof toe te gaan en 'n bevel te kry, sodat jy weer daai deur moet aanskroef, en jy veroorsaak vir jouself net 'n klomp regskoste. So die verhuurder se korrekte optrede is om onmiddellik 'n prokureur te raadpleeg of die verhuuringsagent, sodra huurgeld agterstallig raak, om 'n prokureur te raadpleeg. En die rede daarvoor is dat meeste van die huurkontrakte bevat diverse bepalings in oor die beëindiging van die huurkontrak, die wyse van invordering, die hoeveelheid dae wat jy moet kennis gee vir die aanmaning, en dit is belangrik dat 'n prokureur dit eers bestudeer en seker maak dat die proses wat gevolg word die korrekte proses is, want die proses is nie altyd dieselfde in alle gevalle. Omdat die huurkontrakte ook van mekaar verskil heeltemal van mekaar, so dit is belangrik dat iemand met regsagtergrond dit nagaan. Ja, goed, baie dankie. En dan ons nooi julle vriendelik uit om ons asseblief te kontak by die skakel wat ons hier onder sit, as ons julle enigstens kan bystaan met 'n probleem soortgelyk aan hierdie.